Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat met Charlene Grobler, die uitvoerende hoof van Jacaranda en Louis Botha Kinderhuis. Hallo Charlene. Hallo Gerard. En met jou Ian, jy is die hoof van finansies daar. Hallo Gerard. Dis waar julle werk doen, maar die gesprek gaan nie net oor wat daar gebeur nie, en ons praat geld vandag. Ons praat eintlik namens alle kinderhuise in die Pretoria area en ons praat ook namens ouerhuise in die Pretoria area, en wat betref die kinderhuise, is daar ook organisasies wat met kinders te doen en ons praat ook namens hulle. Ja. En is ek reg as ek sê dat die staat in die algemeen nie sy verpligting teenoor julle en die kinders nakom nie. En ons gaan nou daaroor praat. En maar nou in besonder kom die staat glad nie sy verpligtinge na nie. In die algemeen kom hulle dit net gedeeltelik na, te min, maar nou glad nie. Is ek reg? 100%. Dis waaroor ons praat. Ek wil net noem vir iemand wat hierna luister, in Julie verlede jaar is 'n program uitgesaai na aanleiding van 'n program van my en jou, Charlene, episode 49 van Sê dit soos dit is, waar ons gesels het oor wat julle doen, die merkwaardige werk, die verandering wat julle teweegbring in die lewens van kinders wat daar geplaas word. Die kinders wat by julle is, hoe land hulle daar? Kinders word hoofsaaklik fisies en seksueel mishandel, natuurlik emosioneel ook, verwaarloos, totaal en al verwerp, alleen gelos, vir dae toegesluit in 'n woonstel of 'n kamer sonder kos. Dis absoluut horribale stories. So daar word natuurlik 'n ondersoek gedoen deur buiteorganisasies, soos byvoorbeeld die CMR, en hulle bepaal dan moet hierdie hof toe gaan of nie. Die hof, die kinderhof van Suid-Afrika, het die finale sê hieroor. So die saak word by die hof gehoor, die biologiese ouers, as daar biologiese ouers is, stel ook hulle kant van die saak. Die hof moet natuurlik objektief bly, en sou die hof besluit dat 'n kind by ons geplaas word, is dit dan wetlik met 'n hofbevel. So baie mense het 'n wanpersepsie en dink ons is 'n weeshuis, maar ons is eintlik 'n kinderhuis, so hulle is wetlik in ons sorg met 'n hofbevel. Wat is die verskil tussen 'n weeshuis en 'n kinderhuis? 'n Weeshuis is kinders sonder ouers. Daar is geen ouers. So baie goeie vraag. Baie mense het 'n mispersepsie oor dit. En ons is 'n kinderhuis, wat beteken meeste van ons kinders het ouers. Okay. Ek wil dit aanraak, want dit gaan later weer ter sprake kom. Die rasidentiteit van hierdie twee weeshuise, swart-wit, gee vir my persentasies. So ons is omtrent 34% swart. Ja. So dit los jy met omtrent 66% wit. Ja. Die rede daarvoor is, soos Charlene gesê, die kinderhof plaas die kinders by ons. Ja. Ons is in 'n wit gemeenskap. Ja. So die skole rondom ons is meestal wit. Ja. So die kinders word geplaas deur die hof op grond van skoolplasing. So as hulle Afrikaans praat of kan praat, en die skole om ons eerste keuse vak is Afrikaans, dan moet hulle Afrikaans kan plaas om by ons te kan wees. So dit is hoofsaaklik ook die rede hoekom ons daai persentasie swart-wit is. Het julle 'n keuse, behalwe nou daai voorboude, het julle 'n keuse wie by julle geplaas word? Of is dit die kind, is die kind? Julle moet hom vat. Julle kan nie pick and choose nie. Nee, ons kan nie pick and choose nie. Ja. Nee. En dan word kinders by julle geplaas wat ook nie Afrikaans kan praat nie, en moet julle maar 'n plan maak. Ja, daar was hulle uitspraak deur die Hooggeregshof wat ons gesê het ons kan nie die kind vat nie, want ons voedingsarea van skole is hoofsaaklik Afrikaans sprekend. Die Hooggeregshof het net gesê, maar julle moet die kind vat. En dan moet ons 'n plan maak. Dis 'n ekstra bussie, ekstra drywers, ekstra brandstof. Watter persentasie om 'n kind daar te hou kom van die staat af? Normaalweg. Ja, so wat ek meen in 'n normale, ek probeer dit altyd normaliseer na 'n normale huishouding. Wat kos 'n kind jou op die oomblik? En jy kan sê dis enigiets tussen 6 en 15,000 rand 'n maand, hang af van wat se area jy bly. En die staat gee net 40% van daai uitgawes wat dit werklik kos om kinders by ons te hou en skool te gaan en brandstof en sekuriteit en water en ligte. Hulle gee net 40% van daai uitgawes. So die ander 60% moet ons self gaan soek. Nou daai in daai uitgawes is uiteraard
die personeel wat daar werk, hulle moet betaal word. Dis die salarisse van personeel maak die bedrag op wat 'n kind julle kos om hom daar te hou. Wat kos 'n kind julle tans per maand? 'n kind kos hom omtrent R10,000 per maand. Goed, en die staat betaal dus R4,000. R4,000. Korrek. Hoe lank is dit al so? En wat behoort dit te wees? Voor my tyd, en ek dink in die eerste jaar wat ek daar begin het, was nou 5 jaar terug, het ons R2,500 per kind gekry. Hulle het dit toe opgestoot na R4,000 per kind toe, wat nog steeds belaglik is. En dit is nou vir die laaste 4 jaar, kry ons R4,000 per kind. Ons het in 2020, net voor COVID, het ons 'n verhoging gekry van 3% op ons vorige jaar se bedrag. En sedert COVID het ons nog nie 'n verhoging gekry nie. Dit is 0% elke liewe. Terwyl alles styg, geen verhoging. So wat gebeur op die oomblik is die uitgawes gaan op, die staatssubsidie bly dieselfde. So dit word net die gedeelte wat ons soek word net hoër en hoër. Ek verstaan daar was 'n hofsaak op een stadium waar die hof gesê het daai bedrag moet baie hoër wees. Ja, daar was. Hy het jare verloop. En dit was baie nodig. Dit was in die Vrystaat. Navongo was die saak se maand. So dis die organisasies wat al die kinderhuise het saam hof toe gegaan, want hulle het net gevoel hulle kan nie so aangaan nie omdat die koste so hoog is. En jare gevat, maar hulle het uiteindelik gewen om te sê die kostes per kind moet eerder R8,000 per maand wees, want toe ek sal 20 jaar by die kinderhuise en ons het begin met R2,500 per kind. En die koste styg, maar die staat se subsidie ongelukkig nie. So die hof sê dit moet R8,000 wees en dis wat die staat moet betaal, maar die staat betaal dit nie. Ja, nie in ons provinsie nie. Betaal dit ander plekke. In die Vrystaat het hulle hulle het in fases betaal, paaiemente. Ja. So in die Vrystaat het hulle nou onlangs die laaste betaling gedoen, maar in Gauteng is nog steeds. Is dit in die Vrystaat nou R8,000 per kind? Hulle het agterstallig betaal. Ja. So alles wat hulle moes betaal is nou eers afbetaal. Die toekomsbeplanning is nog in proses. Hoekom kom ons sê net vir die persoon wat hierna luister, hoekom het die staat 'n verpligting om te betaal vir die kinders? Die staat verwyder hulle van hulle ouers af en Die plaas staat neem verantwoordelikheid vir daai kind, hy vat hom weg en hy gaan sit hom by jou. kom sit hom by ons en is En veronderstel hy sê vir jou ook, jy het nie 'n keuse, jy moet hom vat. ja, dis veronderstel om 'n tydelike plasing te wees tot die ouers hulle goed uitsort Ja. en dan kan die kind teruggaan. En soos Jolien altyd sê, dit is nooit 'n tydelike ding nie, dit is 'n meer permanente plasing. Die meeste van daai kinders is daar en maak matriek klaar. So hier is die model. Die staat vat 'n kind uit swak omstandighede uit en sê vir jou daar's 'n kind. Jy sê vir die staat goed, ons sal hierdie kind vat, maar hier is bepaalde kriteria wat hierdie kind moet voldoen om by ons te wees. Soms gebeur dit in sekere gevalle sê die is dit nie so nie en die hof sê ons gee hom vir jou, jy vat hom. Dit kos jou R10,000 'n maand om daai kind te onderhou. Die staat gee vir jou R4,000 as hy gee. As hy gee. Die ander R6,000 kom van die publiek af. Ja. Nou goed. Wat gebeur? Waar staan ons met die R4,000 wat die staat moet betaal? En dit het julle hier gebring. Ek het 'n oproep van julle gekry om te sê Gerard, ons moet asseblief hieroor praat. Daarom is hierdie gesprek vandag 'n ander tipe van gesprek. Sê dit soos dit is, gewoonlik praat ons ander goed, praat ons mooi goed en stories wat opbou en so voort. Vandag praat ons 'n noodsaaklike voldoening aan noodsaaklike lewensbehoeftes van mense. Dis hoekom julle is. Hoekom is ons hier? Die finansiële jaareinde is 31 Maart. Normaalweg wat gebeur is vir die nuwe finansiële jaar het ons 'n kontrak met hulle, diensooreenkoms. Waar hulle sê ons gee vir julle diensooreenkoms en ons betaal julle bedrag per maand per kind en dit is vir die volgende 12 maande geldig. En normale besigheidssens sal vir jou sê hier by Januarie, Februarie begin daai kontrakte al in plek wees en nie met die staat nie. Ons teken gewoonlik in April ergens 'n diensooreenkoms in die verlede en dan einde Mei, miskien einde Junie kry ons eers ons geld wat jy al 3 maande in hierdie diensooreenkoms is. So ons weet ons moet altyd oorbrugingskapitaal hê om dit en want dis 'n stupid konsep, maar dit is nou wat dit is.
ons het waar ons nou sit nog nie eers 'n diensooreenkoms van hulle gekry nie. Waar hulle ons al op 2 geleenthede gesê het, maar ons diensooreenkoms is al gedraft, dit is al daar, ons het hom nog nie gekry en geteken nie. En obviously het ons nog nie geld gekry nie. So hoe onderhou ons hierdie kinders van hulle met watter geld? Met ons eie geld en die staat se geld, maar dit kan ook net so ver gaan. Wanneer laas het julle geld gekry van hulle? Februarie? Februarie. Ja, dit was vir kwartaal 4 van 2025 boekjaar. Maart, April, Mei. En ons gaan nou in Dit Junie. is in Junie, as dit in Junie, as ons in Junie kom, gaan dit 4 maande gelede wees. Korrek. Wat is die effek daarvan? Ek het 'n sê ding, ons werk met siele, hulle werk met leers. So ons moet vir daai kinders in die gesigte kyk. En sê, "Ekskuus my kind, jy's vir Kruiwenweek gekies, maar ons kan nie betaal as ons nie 'n buiteborg." So alles word tydelik gestop om kos, winterskoolklere en petrol sodat die kinders by die skool kan uitkom. En verder stop ons alles tans. En ons kinders het hard gewerk. Ek praat nie van ekstra en lekker gedoen 'n normale huishouding. Jy sny jou begroting as dit nodig is, maar hierdie is nie regverdig teenoor daai kinders. Hulle het nie gevra om in 'n kinderhuis groot te word en ons moet vir hulle sê, oor 'n diensooreenkoms kan ons nie albei sê, "Baie dankie dat jy hard geoefen en jou kant gebring het my kind, maar jy kan ongelukkig byvoorbeeld nie Kruiwenweek toe gaan nie." Ons moet in daai gesigte vaskyk. As ek nou vir my kleinkind sê sy rugby en swemlesse is 'n leksheid, sal hy dink oupa se kop het hom verlaat. Maar daar is kinders, daar is, kom ons noem dit dan my leksheid, daar is scuba week. Daar is 'n seun wat vir Kruiwenweek gekies is. Daai goed gaan nie gebeur nou nie. Vir daai kinders sê julle daar is net eenvoudig nie geld daarvoor nie, tensy iemand instaan en sê ek help. Maar nou is wat oorbly is die noodsaaklik goed, dis om by die skool te kom, dis kos, dis klere, dis die ligte aanhou. Ja, presies. Korrek. En hoe ver is julle daarvan dat die ligte afgaan? Ek kan jou 'n voorbeeld gee, daar's kinderhuise wat ons laasweek van gehoor het wat gesê het hulle maak tydelik toe tot die staat hulle subsidie betaal. Is daar sulke kinderhuise? Daar's kinderhuise Wat en word dit van het kinders as dit gebeur? Ek weet nie spesifiek van daai kinderhuise, maar van die kinderhuise maak totaal en al toe en plaas die kinders by ons. So, ons het 20 nuwe kinders laasweek opgeneem wat van ander kinderhuise afkom. Wat toegemaak het. Wat toegemaak het. Wat nou addisionele las. Ja, en hierdie gaan nie net oor, soos jy gesê het, hierdie gaan nie oor Jacaranda en Liwota. Hierdie gaan oor die NPO-krisis in ons land tans. En in my 20 jaar gaan dit agteruit. Dit word nie beter nie. Hierdie is die mees kwesbare groep, is ons ou mense en ons kinders. Maar dis nie die groep wat die staat na kyk nie. So, die staat plaas die kind by jou, hy betaal net 40% van daai kind wat hy sê, jy het nie 'n keuse nie, ek gee hom vir jou. Hy betaal 40%. 'n Hof kom en sê, daai behoort dubbel dit te wees. Die staat betaal dit nie eenvoudig nie. En jy weet, ons is in 'n situasie, al sê die hof vir die staat, jy moet dit nou betaal, die staat kan dit nie meer betaal. Ja. Okay, hy's bankrot. So, daai verskil tussen 4 en 10.000 rand moet julle by die gemeenskap kry. En daar is nie 'n ander plek nie. Nee. Nou moet julle net vir my 'n ding vertel. Charlene, jy het dit vir my vertel, ek wil julle dit hier herhaal. Die kinderhuise wat swart kinders het, uitsluitlik het geen probleem. Finansiëel. Finansiëel. Met hulle glad nie, want ek bel hulle, weet almal is op al hierdie WhatsApp groepies en ek vra vir hulle, ek wil net hoor hoe gaan dit? Want dit is verskriklik stresvol. En hulle sê, nee, ons het nie finansiële probleme. Dan dink ek, hoe? Want hulle wag ook vir subsidie. Hulle het internasionale befondsing, nasionale befondsing. Hulle sê nee, finansies is glad nie hulle probleem nie. Die corporate responsibility deel van BEE stort mense hulle geld hier in, maar daai mense kan nie daai geld vir julle gee nie, want julle het wit kinders. Goed. Nou die persoon wat hier na luister moet die afleiding daarvan maak wat hy wil. Dit is wat dit is. So, die enigste befondsingsmodel van wat oorbly, is nou die gemeenskap. Ja. Dis nou die ou wat hierna luister en sê, vir jou wat hierna luister,
dit is jou geld moet nou instaan. En dis wat dit is. Selfs in die beste scenario nou, die staat begin nou weer daai 40% betaal, maar dan is jy nog steeds 160% kort. Op die oomblik is jy 100% kort. Ja, presies. Die leaksheid word nie meer die leaksheid is nou daarmee heen. Die Kruiwenweë kind, die scuba skool, die uitstappie is af. Dit gebeur nie meer nie. Nou is dit kos, ligte aan, klere, petrol. Ja, dis die fokuspunt. Ek wil net noem mense wat luister of kyk hierna, dink Lex Scuba as 'n voorbeeld. Ja. Maar mense moet ook onthou, ons kinders deur hulle en terug is nie eers genoeg om hierdie te beskryf nie. So ons is verantwoordelik om hulle trauma, ons wil die siklus breek. So ons wil nie hê hulle kinders, as hulle kinders wil hê, moet kinderhuis toe kom. Verstaan, ons moet die siklus breek. So jy moet baie goed in plek sit om my kind heel te kry, nie dat ek voel is ooit 100% heel. So ons het 'n klomp programme in plek, so ek wil ook dit net, want dit is belangrik om te noem, soos dit word gesien as leksede, maar dit is nie leksede. Onthou, 'n scuba ding, dit stel ook 'n loopbaangeleentheid aan 'n kind voor. Dis ook 'n loopbaangeleentheid. Ek bedoel ons kan nie dink hierdie kinders is minder bevoordeel, daarom het hulle nie die reg op iets ekstra nie. Hy het. Maar daarom is julle hier om te sê die gemeenskap moet help. Dis 'n noodsituasie. Ja, dit is. In my 20 jaar is dit die eerste keer wat ons nie 'n diensooreenkoms. So in die verlede kon 'n mens maatskappye nader en sê, is ons diensooreenkoms, maar help asseblief, want soos jy nou genoem het, dit is nooit genoeg. Ons kry ons die subsidie. Dit is nog steeds net 40%. So dit is een van die redes hoekom ons deure oop bly. Is nie die staat, dis die gemeenskap. In my 20 jaar is dit swaar gekry het, is dit ons mense wat inspring, wat ook belasting betaal en. Dis hulle wat ons deure oop hou. Ja. Toe ons in die verlede nie geld gekry het, ons het vir 2 maande nie salaris gekry, dis nou jare terug, het mense trokke gereël wat daar aangekom het en kos afgelaai het. Dat die kinders ook uit, want die gemeenskap weet dis die fokuspunt. En dis hoekom ons hierdie doen, is vir kwesbare kinders wat nie gevra het om daar groot geword. So mense voel sleg om te vra, want ons gemeenskap doen klaar so baie, maar dis hulle wat die groter prentjie verstaan en wie se harte oop is. Wel, weet jy wat? Daar's 'n groot geheim, 'n koninkryksgeheim, dat wanneer ons daar 'n beroep op ons gedoen word oor ons geld, dan dink ons maar ek het al klaar baie gegee. Maar die Bybel sê iewers hy wat in die arme gee leen aan die Here en hy sal sy weldaad vergelde. Nou die Here gee nie rente nie. Hy gee in veelvoude. Jy weet hy gee 6%. Dus jy kan nie slegter doen as dit nie. Nee, dit in alle banke. Ek wil jy kan net sowel jou geld onder jou bed sit, want dan kom jy ontvanger en hy vat ook nog gedien. Die Here gee in veelvoude. Die Here sê ek gee 2voudig, 5voudig, 10voudig. Dit is die hy wat aan die arme gee leen aan die Here. En so hierdie is nie Christelike manipulasie nie. Dit is maar net 'n denkpatroon om te sê ek weet ek gee baie, maar hier is 'n situasie waar daar groot behoefte is. Groot nood is. Jolien, ek wil net hê jy moet vir ons 'n paar voorbeelde noem. Ons weet die algemene goed daagliks gebeur. Daar's kos en klere en die water en ligte moet gebeur en die staf wat werk moet salarisse kry. Hulle kan as hulle nie betaal word nie, hou hulle op werk. So dit moet gebeur. Maar die kinders se behoefte, ons het net nog gepraat van daar's goed wat miskien luukse goeders is, wat nie luukse goeders is nie. Het hierdie kinders van julle matriek afgeskeid? Ja, hulle het. En dis 'n hoogtepunt in die jaar. En ons het 33 matrieks hierdie jaar. So ons stresvlakke is redelik hoog om hulle deur matriek te kry, maar natuurlik wil hulle almal jou hoogtepunt van matriekjaar is omtrent die matriek afskeid. Ja. En dit is R1000, R1000 per kind en dis net vir die kaartjie, so dis net om die aand by te woon. Ja. Dan natuurlik wil hulle ook soos normale kinders wat nie in 'n kinderhuis groot word nie, is 'n rok, dis hare, dis make-up, hulle wil ook 'n mooi kar hê om daaraan aan te kom. Al daai goed wil ons kinders, hulle is normale kinders wat net op 'n ander plek groot word. Hulle het dieselfde behoeftes. Die seun wat rugby Kruiwenweek toe gaan, wat gekies is, wat kos dit? Dis R4000 vir die week, dan het hy nie sakgeld of enigiets, so dis ten minste R5000 alles ingesluit vir daai seun. Okay.
julle kinders het veldskool. Ja. Wat kos dit? Wat behels dit? Wat kos dit? Hang af van skool tot skool. Die laerskoolkinders, die klein laerskoolkinders is R2,500. Die ouer kinders as hulle in graad 6 is en hulle gaan, is al R3,500 by van die skole. En hoeveel kinders gaan van die jaar? Ons het nou soos ons hier sit 6 versoeke vir kinders van beide Jacaranda en Louis Botha wat graag wil gaan. Toe sê ons hou dit terug vir nou. Ons soek buite borge. 2,5 vir kleiner is en snaar 6 3000. 3,500. Ja. Julle onderwerp julle kinders aan bestuurslesse. Ja. Dit gaan ver. Dit is wat kos dit om 'n kind met 'n bestuurslisensie die wêreld in te stuur? Ons gebruik 'n bestuurskool, hulle gee vir ons afslag. Maar dit gaan van die leerlinglisensie tot by die lisensie met klasse en bestuurslesse en alles werk dit so op R15,000 per kind uit. Wow. En ons het 33 skoolverloters soos Jolien gesê het, so kalkulators bymekaar. Wel, wat ons sien is dat julle rus werklik hierdie kinders toe. Charlene het kinders wat al 10, 15 jaar terug klaar gemaak het met die kinderhuis, maar hulle kom nog steeds na haar toe en sê, jy is soos 'n ma vir my. Ek's lief vir jou. En dis dieselfde wat ons wil hê. Ons moet hulle uitstuur met dieselfde goed. Daar's ek het verwys in die gesprek na die scuba gebeurtenis. Wat behels dit? Ons het dit begin vir werkskepping. So ons het kinders ook nie in hoofstroomskole, so spesiale skole. Nee, hulle is nie dom nie, want dis wat hulle vir mekaar sê. Hulle is net meer tegnies aangelê. So ons het besluit, hulle kan nie matriek kry nie, maar hulle kan 'n swemskool, hulle kan 'n duikskool, hulle kan 'n dive master of 'n instrukteur word. En daar is kinders wat dit doen. Wat uit die kinderhuis het is wat hulle eie duikskole het, hulle eie swemskole begin het, omdat ons dit soos baie suksesvol en nog 'n ander werk het in die week. Daar's regtig, dit is daar buite, dis moontlik en kinders wat nie matriek gehad het. Een van ons kinders was die vlootduiker van die jaar. Wow. Ek sien hom nou voor my en hy was uit die duik uit vir 'n paar redes en hy het in my kantoor kom sit en sê Tannie, ek wil terug. Ek het hierdie nodig en dit was 'n moeilike besluit want ons is streng met ons vereistes om deel te neem aan die projek. Dis 'n prestige-projek. Jy weet jy moet jou kant bring. Dis nie net van enigiemand. Ja. En as ons hom nie teruggevat het nie, hy was hoeveel kinders gaan na die ding toe? Ons het in ons hele tydperk een groep kinders wat ons gehad op verskillende vlakke van die duik het ons 30 kinders gehad wat almal geskuba het. Maar wat is julle onmiddellike behoefte daar? Ons onmiddellike behoefte, ons het nou 6 kinders wat die open water kursus doen, die ander die advanced kursus en ons het borge gehad vir 'n seevakansie R50,000 en ons het besluit dis nie prioriteit nie. Ons kinders moet eet en skool toe gaan en ons moet sy kinders inroep en sê ten spyte van die feit dat ons borge het, die staat het nie betaal en dis inligting wat ons nie met die kinders wil deel, so ongelukkig gaan ons nie see toe nie. So hulle kon nie hulle opleiding voltooi nie. Goed. Is daar 'n ander aktiwiteit wat jy wil noem? Ek wil net noem baie mense, dit klink dalk hard, maar dit is mos sê dit soos dit is hulle onthou daar's kinderreise as dit Paasfees of Kersfees, maar ons het die Mandela Dag, dis 'n goeie een. Ons het die hele jaar behoeftes. Hierdie is 'n klein voorbeeld, maar dis baie belangrik. So die publiek sal nie noodwendig weet, min mense print 'n foto uit. Alles is elektronies. Maar skoolfoto's, ons ouers het ons skoolfoto's en jy skaam jou byna dood as jy nou terugkyk. Ons is hierdie kinders se voogte. So ons wil hulle skoolfoto's elke jaar. Maar daar's nie tans geld vir skoolfoto's. Okay, goed. So dis dalk iets klein en iemand dink ag man, elke standaard se elke standaard. Ek het my eie kindsin is op die yskas en lag ons kyk my bekkie ons wil dit ook vir ons nie biologiese kinders in die kinderhuis hê. En nou hou ons alles terug. Maar dis ons kinders se memories. Wat is die koste van so 'n projek? Tussen 80 en 150 per kind. Goed. Maal 300. Maar ons wil dit vir ons kinders doen want dit is normaal. Ja. Kinderreis is abnormaal. So jy kan iemand wees wat sê ek wil iemand sponsor of hy kan sê ek gooi die geld in die pool en dan goed. Ja, ons het geld nodig. Byvoorbeeld wat ek altyd gebruik. Ons het natuurlik skoonmaakmiddels, kos, dis logies. Toiletware. Maar 'n brood gaan nie die tank vol maak om diesel of petrol in te gooi om ons kinders skool toe te ry. Ons het nou kontant nodig. Ek wil net noem dat as mense geld wil gee, ons gebruik net Jacaranda as 'n bemarkingsplatform en ons split die geld dan tussen Jacaranda en Louis Botha soos nodig. So as mense wil 'n donasie maak,
Gebruik die Jacaranda platform. Wel hier is as jy na luister, help uit. Daar is net die enigste bron is uit die gemeenskap. Dis nou 100% en in die beste van tye is dit 60%. Maar nou is dit crunch tyd. Ja, dis erg crunch tyd. Voor ons hier afsluit, een is daar iets wat jy wil sê? Ek het in die begin van die jaar vir Charlene gesê, ek hoop met die departement is hierdie 'n vanilla jaar, waar dit net kan gladloop, net vir een keer. Ja. En nou sit ons weer 6 maande in en dis maar dieselfde. So Ja. ek wens net ons kan hierdie oplos in die jare Jy vorentoe. het verkeerd gevra. Daar is nie 'n ding so vanilla jaar nie. Surprise! Ja, Nee, daar is wens, nie, nee. nee, daai goed is nie, nee, kyk, dit maak mense baie sleg. ja. Ja, ons moet eintlik, jy moet eintlik op die punt van jou stoel sit, altyd. Wat ek ook wel gewoonlik sê is, die beste plek is jy met jou rug teen die muur staan, Ja. partykeer. Ja, nee, Daar's altyd een pad vorentoe, en dis vorentoe. Is verseker. Ja. Charlene, wil jy iets sê? Ja, ek het baie om te sê, maar ek wil dankie sê vir mense soos jy wat die geleentheid gee, vir die gemeenskap. Ek sê dit altyd, hulle onderskat wat hulle vir ons beteken. As ons sê hulle hou ons deure oop, ek wens hulle kan die hele tyd na ons toe kom en ons kinders ontmoet en dit sien en beleef, want dis regtig as dit swaar gaan, al wie ons back het, is die gemeenskap, niemand anders nie. So ek wil regtig dankie sê dat ons kan vra en mag vra en daar is mense wat baie gee. So dankie ook wat jy gesê het, maar ja, ons kan nie sonder die gemeenskap nie, Gerard, dis regtig. Ja, dis koslik. So, maak julle hande oop asseblief en die bankbesonderhede sal op die skerm van hierdie program verskyn. So, kom ons hoop die geld vloei in, meer as wat julle vra. Asseblief. Ja. Baie dankie Jan, dankie Charlene. Dankie Gerard. Dankie vir jou. Regtig dankie.